In hierdie video gaan ons bietjie meer kyk na die interpretasie van funksies. Want uit die vorige video het ons gekyk na hulle gee vir die vergelykings, hulle vra vir jou 'n paar vragies daaroor, hulle vra vir jou met 'n skets en vanaf jou skets vra hulle weer vir jou 'n paar vragies. Alright, die teenoorgestelde is nou, ek gee vir jou die volledige skets, jy hoef niks te gaan teken nie, maar jy moet hom kan interpreteer. Alright, so as ons kyk hierso, dit lyk na baie wat aangaan, maar jy sal sien daarso is 'n F-grafiek, wat ek het gehou, so my highlight hier. Nee, dit gaan nie werk nie. Okay, so ons het 'n F-grafiek, hierso loop my F, baie mooi, hierso staan die F by hom, dus ook weer is F. Alright, en dan F is dan obviously 'n parabool. Reg julle hierso vir my, sy vergelyking, minus x kwadraat plus 16. Dan gee hulle vir my 'n tweede lyn, naamlik G. So dit is hierdie reguitlyn wat ek hierso sien. So dit is my G-lyn. Alright, en hulle gee ook vir my die vergelyking van G. Maar dan is daar 'n derde lyn. Alright, die derde lyn wat ek hierso sien, is dan die een hierbo wat horisontaal hardloop. En hy gaan vir ons bekend staan as H. Alright, so ek het vir F, G en H, en dan gee hulle ook vir my punt op H, naamlik 26. Okay, so kom ons kyk na die eerste vraag. Die eerste vraag vra, is G stygend of dalend? So is my reguitlyn stygend of dalend? Waar ek kan sien, hy begin links onder, hy eindig regs bo, met ander woorde om van links na regs te gaan, het hy van onder na bo beweeg. So hy is stygend. Dan vra hulle, gee die vergelyking van H. Nou as jy kyk na H, is jy veronderstel om te sien, is jy van jou spesiale lyne. So nou enige horisontale lyn is altyd y gelyk aan, en dan wat is die y afsnit gewees. En 'n vertikale lyn gaan altyd x gelyk aan, wat was jou x afsnit wees. So die feit dat hierdie lyn horisontaal lê, weet ek klaar die vergelyking van H gaan iets y gelyk aan wees. Ek moet net bepaal, wat gaan my y-waarde oral wees? Wel as die y-waarde daar 20 is, beteken die y-waarde hierso is 20, beteken die y-waarde daarso is ook 20. So wat is die vergelyking van daai lyn? Die vergelyking gaan wees y gelyk aan 20. Daar is nie 'n x nie, want hy is nie 'n skynslyn nie, so hy gaan nie deur jou x-as gaan nie. So die vergelyking van H is net y gelyk aan 20. Dan sê hulle bepaal die waardeversameling. Right, waardeversameling onthou is E van F. So wat gebeur met my waardes, met my y by F? Alright, so sien jy, F is besig om op te gaan. So begin links, hy is besig om op te gaan, tot hier waar hy sy middelpunt bereik, sy draaipunt. Dan is hy besig om af te gaan. So wat is my waardeversameling? Eerstens moet ons weet wat is die waarde van A. En dit kry jy vanuit jou vergelyking. So A is my draaipunt of my y-afsnit, wat ek kan aflees uit my vergelyking, is die waarde 16. So met ander woorde, wat is y? Gaan y kleiner as 16 wees, of gaan y groter as 16 wees? Die feit dat hy besig is om onder toe te gaan, beteken dat hy gaan kleiner as 16 wees. En onthou net, dit is kleiner of gelyk aan 16. So die waardeversameling is y is kleiner of gelyk aan 16. Alright, dan vra hulle vir watter waardes van x is f stygend. Okay, so ons gaan terug na ons grafiek toe. Alright, wat gebeur aan die linkerkant van my lyn? Aan die linkerkant van die lyn kan ek sien hy is besig om te styg. So links is hy besig om te styg. Wat beteken obviously aan die regterkant van my 0, na my draaipunt kan ek sien hy is besig om af te neem, so hy is dalend. So nou is my vraag, waar is hy stygend? Hy is obviously aan die linkerkant stygend, en dit is waar x kleiner is as 0. So vir watter waardes van x is hierdie ding stygend? Dit gaan wees waar x kleiner is as 0. Alright, die volgende ene, bepaal die lengte van BC, dis 'n lekker maklike enetjie. So B tot C, so wat is die lengte hierso? So ons weet by A is my y-waarde 16.
Wat is my y-waarde by B? So kyk waar lê B. B lê op jou reguit lyn. So dis my y-afsnit daarso. En my y-afsnit is 15. So met ander woorde die waarde by B is 15. So hoeveel eenhede het ek geskuif van 16 na 15 toe, van A na B, dit is slegs 1 eenheid. So die afstand of die lengte van BC, van B na C, okay, so B is 15, C is 20, so om van B na C toe te gaan, hoeveel eenhede het ek geskuif om van 15 na 20 te gaan? Ek het 5 eenhede geskuif. Onthou jou eenheid is altyd positief. So die lengte van BC is dan net 5. Dan die laaste vraag, nee, dis nie die laaste vraag nie. Nommer 6 sê bepaal die koördinate van A. Ons het dit klaar gedoen, so jy kon dit net aflees. Omdat hy jou draaipunt is, of jou y-afsnit, het jy klaar af gaan lees uit jou vergelyking uit. So die koördinate van A gaan wees waar x 0 is, waar my y-waarde is 16. Okay, dan vra hulle 'n interessante vraag hierso. Hulle vra vir jou, wat gebeur by D en E? Okay, so wat gebeur by D en E? So op my skets, wat gebeur by D en E? Okay, daar's D. Okay, so sien jy, daar is die punt D en daar is die punt E. Wat se tipe punte is dit? Onthou toe ons gepraat het in die klas, ons gepraat van ons 3 goed wat dit altyd kan wees. Dus of jou x-afsnitte, of is jou y-afsnitte, of dit is jou snypunte. So as ons nou kyk hierso, sien ek maar wag. D sny die horisontale lyn met my skynslyn en by E sny die parabool met my G-lyn. So met ander woorde, D en E is my snypunte. Alright, so hierso kan jy maar net 'n definisie of iets noem van 'n snypunt. Okay, so dis waar my 2 lyne bymekaar kom, waar 2 lyne mekaar by dieselfde punt sny. Alright, iets in daai lyn. En nou gaan hulle vir jou vra bepaal die koördinate van D. So D weet ons nou, D is 'n snypunt, maar is die snypunt van watse lyn? Van my G en my H. Met ander woorde, die vergelyking van my G-lyn gaan gelykgestel word aan die lyn van my HX. Okay, so my G-lyn was 3x plus 15 en my HX, H se lyn was net y gelyk aan 20. So hy is net gelyk aan 20. Okay. En nou werk jy vir x uit. So ons begin van die 15 oor. 15 gaan oor dit word minus 15. So 3x is gelyk aan 20 minus 15 wat vir my 5 gee. Deel altyd kante deur 3. Dan is x gelyk aan 5 op 3. Of jy kan dit ook skryf as 'n desimaal as jy wil. Of jy kan dit skryf as 2 en 1/3, dit maak sokkie, solank jy kry 5 op 3. Okay, maar nou dat is die x-waarde, jy kort nog jou y-waarde, so met ander woorde, ek gaan terug na my gx vergelyking toe, wat 3x plus 15 was, en nou, om die y-waarde te kry, vervang ek my x-waarde, wat 5 op 3 was, plus 15, en dit gee dan vir my y is gelyk aan 20. So met ander woorde, die koördinaat van D, wat altyd van hierdie lyne kruis, is by die punt 5 op 3 en 20. Okay, so baie belangrik het jy onthou ook hoe om die snypunte te bereken. Hulle gaan definitief dit vir jou vra, en dan die res van die vrae het ons ook in die vorige video gekyk. Dit gaan maar net oor, kan jy dit interpreteer, kan jy dit raak sien. En onthou, jou 2 spesiale lyne is baie belangrik.